Goeiemôre vriende, broers en susters uit yskoue Bloemfontein. Ons het vanoggend hier wakker geword met sneeu en dit sê dalk ook iets oor die tyd en klimaatsveranderinge wat ons beleef. Terselfdertyd die afgelope paar dae berigte van rampe, vloede van elders en ons dink ook steeds aan julle in Natal in die verband. Julle is die eerste synode wat by mekaar kom in 'n nuwe land, sou mens kon sê, na 29 Mei. Ons harte is vervul met dankbaarheid. Ons besef, dit bring julle in Natal in spesifiek in 'n nuwe konteks, waarin daar baie onsekerheid is en ons bede is dat dit met vrede gepaard sal gaan, dat daar in Natal tog 'n regering sal kan kom wat julle as Natalse bevolking kan saambind en kan dien. Julle is ook die eerste synode wat in hierdie jaar 2024 by mekaar kom, 200 jaar na die eerste Algemene Kerkvergadering in die Kaap, 1824, ons sou kon sê die begin van ons kerkverband. En lidmate uit gemeentes, daar die eerste 14 gemeentes in 1824, het ongeveer 40 jaar later die Natalse synode gevorm. Weens omstandighede, die groot migrasie na die binneland uit die Kaap uit, maar ook kerklike verwikkelinge. En daarom, dit is 'n historiese jaar, 200 jaar kerkverband. Julle is ook die eerste synode wat by mekaar kom na die algemene synode van 2023, verlede jaar in Oktober, waar julle afgevaardigdes 'n deel van daardie vergadering was. En dit beteken julle is die eerste synode wat amptelik kan reflekteer op die belewenis van daardie week, verlede jaar, toe ons by mekaar was, oor die prosesse waardeur die algemene synode daardie vergadering gegaan het, en veral dan die besluite en uitkomste van daardie vergadering. En baie sterkte mag julle gelei word in julle refleksie daarop. Wat het sedert Oktober verlede jaar gebeur? Waarmee was ons besig in die algemene synode Moderamen, maar ook in ander vergaderinge? Wel, die eerste taak van enige ASM is om te sorg dat die amptelike prosesse, besluite uit daardie vergadering, dat dit aandag geniet. En julle sou kennis geneem het, die handelinge van ons synode is gepubliseer, die kerkorde is gefinaliseer en gepubliseer. Ons kan daarmee werk. Die amptelike prosesse na so 'n algemene synode kan dus begin. Dit het alles met kommunikasie te doen en julle sal in hierdie dae ook agterkom dat kommunikasie uit die kantoor van die algemene synode verander het. Julle kan gerus ons Facebook bladsy gaan volg, waar ons nie net nuuswaardighede nie, maar ook oor verwikkelinge, ontwikkelinge binne die algemene synodale konteks in ons verband kan volg. En dit weet julle, het baie te doen met die wisseling van personeel wat daar gekom het. Neoma Venter wat as algemene sekretaris aangestel is, Dewyk Ungerer, 'n bekende reeds, wat as aktuarius aangestel is in die kantoor, ook Nadia Alers wat help met die administrasie. Dit was een van die prosesse na die algemene synode, naamlik om die organisasie en die funksionering van ons algemene synode se kantoor te herorganiseer. Ek stuur hierdie boodskap vandag ook op die verjaarsdag van Dr. Lourens Bosman aan julle. Baie van julle ken hom, wat baie gewerk het met as algemene bestuurder. Hy tree af en ons wil ook vir hom dankie sê vir die werk wat hy gedoen het. 'n Verdere belangrike verwikkeling sedert die synode in Oktober by mekaar gekom het, was om onsself af te vra in die ASM, wat was die besluite? Wat het gebeur in Oktober 2023 by die algemene synode? En julle sal weet dat ons uit daardie vergadering 'n roepingsverklaring ontwikkel het. Roeping 200+, noem ons dit. In die roeping, ons belydenis in God drie-enig, as Vader, Verlosser en Vertrooster, dat ons deur woord en gees ons wil laat lei, en dan die fokus op 4 fokusareas. Gemeentes, getuienis in woord, getuienis in brood, en dan opleiding en toerusting. En ek wil oor die 4 fokusareas enkele gedagtes met julle deel. Een van die belangrikste fokusareas het ons vir mekaar as ASM gesê, is die welstand en die welsyn van gemeentes. En hoewel ons as algemene synode nie direk met gemeentes werk nie, hoor ons die nood, die roepstem uit al 10 synodes
Gemeentes het aandag nodig, die bediening in gemeentes, in klein gemeentes, in nuwe geloofsgemeenskappe. En dan het ons die afgelope paar weke vir mekaar gesê, die aandag vir ons jong mense, vir ons kinders. Dis 'n nuwe fokus op jeug. Dit alles binne die konteks van gemeentelike bediening. 'n Tweede fokusarea, ons publieke getuienis en ekumene. En dis waar die standpunte en beleidsake van die NG Kerk in die algemeen teregkom, werk wat vroeër deur Atlas gedoen is en wat ons 'n bietjie wil herposisioneer. Ons wil dit veral in verband bring met aktuele sake wat op die hart van gelowiges mag lê. En daarom dat ons die samestelling van taakspanne wat daarmee werk, so sterk verteenwoordigend uit al die synodes uit wil saamstel. Dat die ervaring sal wees wanneer daar 'n publieke getuienis, wanneer daar 'n standpunt deur die NG Kerk gestel word, dat dit werklik verteenwoordigend is vanuit ons hele land en al die diversiteit van stemme daar. Maar saam met ons publieke getuienis gaan ook ons ekumene. En daarom die afgelope paar maande sedert Oktober, het ons baie sterk gefokus op die hervatting van gesprekke in ons ekumeniese familie. Naby, wil 'n mens sê, met die VGK, hulle het in Durban by mekaar gekom vir hulle 30 jaar vieringe sedert 1994, was 'n baie groot voorreg om by julle in Natal te wees in daardie opsig, en dankie ook aan die rol wat Frans Netling in die verband gespeel het. Maar ons het besef, hier naby ons in ons NG huishouding, in ons familie, dis nodig om ons gesprekke met mekaar te hervat. Die gesprek oor ons kerklike eenheid is hoog op die agenda. En vir julle in Natal spesifiek ook met die Reformed Church in Africa. Daar kan julle 'n groot rol speel in belang van Reformed Church in Africa gemeentes wat regdeur ons land versprei is en met wie ons graag deur hulle synode ook in verband wil staan. Ons het intussen baie goeie gesprekke met die Hervormde Kerk gehad, waaruit die nood van gemeentes ook opgeklink het, bediening in gemeentes, en ons wil graag met die Hervormde Kerk daardie pad loop. Binne die tussenkerklike raad, waar ons ook met die gereformeerde kerke en met hulle deputate ook al 'n gesprek gehad het. Dis kortom ons tweede fokusarea, publieke getuienis en ekumene. Die derde fokusarea het ook met ons getuienis te doen, maar kom ons noem dit dan met die broodkant van ons getuienis. Ons noodleniging. Dit het die algemene synode van 2023 duidelik gehoor. Die nood in ons land, en daardie nood neem verskillende gestaltes aan, van armoede en werkloosheid, fisiese nood aan brood, lewensmiddele, tot iets wat in die laaste paar jaar herhaaldelik begin gebeur het. Rampe weens klimaatstoestande, rampe weens die ineenstorting van dienslewering. En die fokusarea en die groep wat daarmee gaan werk, is geweldig enthousiasties om hande te vat, netwerke reg deur ons land te vorm, om te kan respond op sulke ramptoestande. En dan die vierde fokusarea van die algemene synode na 2023 is opleiding en toerusting. Ons besef dat dit nodig is om in gemeentes leierskap te ontwikkel waar lidmate leiding kan neem met al hierdie ander fokusareas, of dit die versorging van die gemeente is, en of dit ons getuienis is, en die vorming van netwerke, en of dit ons reaksie is op nood. Oral het ons goeie leierskap nodig, sowel in leraars, predikante, as in diensleraars, bedienaars, en in alle ander vorme ook, kategete, lidmate wat kan leiding neem. Dis opleiding en toerusting 'n groot fokusarea vir ons. Weer 'n keer, die taakspanne wat aangewys is om hiermee te werk, is verteenwoordigend saamgestel, van Natal by julle tot in Namibië, reg deur ons land. Ons wil graag op die manier 'n nuwe gestalte gee aan ons algemeen synodale verband. Dan wil ek graag ook iets sê oor ons eenheid, ons interne verhoudinge met mekaar, en dit klink asof daar goeie gesprekke, onder andere by julle in die synode, maar ook reg deur ons land in die verskillende streeksynodes aan die gang is hieroor. Ons moet eerlik wees dat daar in die laaste paar jaar verdeeldheid toegeneem het, verdiep het, oor 'n verskeidenheid van sake.
Die NG Kerk was nog altyd 'n kerk met 'n groot diversiteit en dis 'n uitdaging om daardie diversiteit te kan bestuur, ruimte daarvoor te kan gee, maar ook die eenheid, die onderlinge band wat ons met mekaar het, om dit te kan vashou en te kan koester en te laat groei, in belang van ons gemeentes en hoe lidmate dit beleef, maar ook terwille van ons getuienis oor die koninkryk van God in ons land. Dit bly dus 'n uitdaging en ek wil julle daarmee sterkte toewens as 'n synode, maar ook in die ringe. Ons is onder die indruk dat ringe 'n al groter rol gaan speel om ons eenheid en ons diversiteit te kan akkommodeer en te kan bestuur. Ek het vanoggend vroeg, toe ek gedink het oor hierdie vergadering, wakker geword, om een of ander rede, dis hoe dit dikwels gebeur, met Psalm 127 in my gedagtes. En ek wil graag my boodskap aan julle afsluit, deur net die eerste paar verse van Psalm 127 te lees. Is 'n pelgrimslied, dit weet julle. As die Here die huis nie bou nie, soeg die bouers te vergeefs daaraan. As die Here oor die stad nie wag hou nie, bly die wagte te vergeefs wakker. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, eers laat tot rus kom, kos eet wat moeisaam verkry is, net sowel gee hy dit aan sy geliefdes in die slaap. Ons weet dat die huis waarin ons woon, die huis van die Here is. Nog sterker stel Paulus dit. Ons is die huis van die Here, die gebou van God. Nie 'n fisiese gebou nie, maar dis die geestelike eenheid wat ons as kerk is. En Psalm 127 sê oor daardie huis, dis net die Here wat dit kan bou. Ons weet, as dominees, as kerkraadslede, ons gaan slaap dikwels laat, ons staan vroeg op. Psalm 127 sê, die Here bou daardie huis, die Here bewaak die stad. Mag dit waar wees van ons as kerkverband, van julle as synode, maar ook in elke gemeente, dat ons hom ten diepste vertrou. Is vir my so mooi die woorde, dat hy dit in hulle slaap aan hulle gee. Wat 'n groter teken van vertroue in God is daar as dit. Here, ons gee ons gees, ons huis, onsself aan u oor. Ek wil julle herinner aan wat die Heidelbergse Katekismus oor die kerk sê. Wat glo jy van hierdie een heilige algemene Christelike kerk? Dat die Seun van God vir hom deur sy woord en gees in die eenheid van ware geloof, van die begin van die wêreld tot die einde toe, 'n kerk bymekaar maak, vergader, beskerm en onderhou. Julle is die eerste synode na Pinkstersondag 2024. Mag julle ervaar dat God deur sy gees julle in hierdie dae lei en opbou, as sy verband, as ringe en as gemeentes. Hartlike groete.